Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons gesels oor intimiteit met Jesus en hierdie is episode 11 van hierdie reeks. En ons het gister begin kyk na die absolute vryspraak wat daar vir ons is in die nuwe verbond, waar God homself daartoe verbind om nooit weer aan ons sondes te dink nie. En ons kry dit onder andere in Hebreërs 8 vers 12, maar dit word ook herhaal in Hebreërs 10 vers 17, en dis uit een van Jeremia se profeseë in Jeremia 31 vers 34. En ek het gister vir julle vertel hoe dat die openbaring van hierdie vers in my lewe my in 'n oogwink verlos het van jare se verslawing aan pornografie en buiteegtelike verhoudings. Maar wat het dit nou met my intimiteit met God te doen? Alles. As jy nie verstaan wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het nie, as jy nie die kruis reg verstaan nie, kan een van 3 dinge gebeur. Die eerste moontlikheid is, jy gaan aanhou dink dat jy 'n sondaar is, selfs na wedergeboorte, en dit gaan veroorsaak dat jy aanhoudend skuldig en veroordeeld voel oor elke liewe dingetjie wat jy verkeerd doen. En jou gebedslewe gaan 'n aanhoudende smeking vir vergifnis wees, en jy gaan nooit by intimiteit met God uitkom nie. Die tweede ding wat kan gebeur is, jy nie besef dat al jou sonde vergewe is en dat God nooit weer daaraan dink nie, is dat jy gaan so skuldig voel oor elke keer as jy die merk mis, dat jy begin wegkruip en God vermy, eerder as om na hom toe te hardloop en deur hom versterk te word en dat hy jou identiteit in hom bevestig. Die derde ding wat kan gebeur uit onkunde van die kruis, is dat jy dink jy kan deur meer reg as verkeerd te doen, jou eie geregtigheid voor God bewerk. Jesus het jou tot hier gebring, maar nou moet jy deur 'n sekere stel reëls en regulasies te hou, jou status en regverdiging en vryspraak voor God behou. En sommige mense vat hierdie so ver deur terug te gaan na die 10 gebooie en selfs na die ou feeste en gebruike van Israel, om sodoende God tevrede te stel en hulle eie regverdiging te verdien en vryspraak te behou. En weer eens lê intimiteit hieronder, want ek kan nie intiem wees met God nie. Ek moet besig wees om hom te dien en om hom tevrede te hou. En hierdie manier van godsdiens lei meeste van die tyd tot trots en arrogansie, want dit laat die vlees so goed voel, as ek kan sê, ek is daarom nie so sleg soos jy nie, want ek doen hierdie en ek doen daai en kyk hoe goed is ek. Selfregverdiging en eie vryspraak is die gevaarlikste van almal. Maar wat 'n hartseer toestand, terwyl die absolute hoogste, duurste prys betaal is, sodat ons God en Jesus kan ken, verhinder ons onsself deur onkunde. En hier's nog een van die verse wat my lewe vir ewig verander het in 2016. 2 Korintiërs 5 vers 21. Want alhoewel ek op daardie dag God se woord totaal en al aanvaar het, dat hy nooit weer aan my sondes en ongeregtigheid sal dink nie, wou ek weet, hoe is dit moontlik? Hoe kan hy my oortredinge vergewe, nooit weer daaraan dink nie, en regverdig bly? Want as jy net vir 'n oomblik die tyd sou neem om logies te dink oor enige land se regstelsel, sal jy besef dat die enigste manier om wet en orde te handhaaf, is om konstant en onpartydig regverdig te wees. En om altyd regverdig te wees, moet daar een of ander vorm van straf wees vir oortredings van die land se wette. En daardie straf moet sonder partydigheid of verskoning toegepas en uitgedien word. Ek dink julle sal met my saamstem, sonder om nou polities te raak, maar dit is hoekom dit op ons paaie gaan soos dit gaan. Want die toepassing van straf wanneer die padreëls oortree word, is hoegenaamd nie konsekwent nie. En in baie gevalle word dit sommer omseil met omkoopgeld. Die gevolg? Absolute chaos. Maar hier's nou 'n baie praktiese voorbeeld om my punt te maak. As ek byvoorbeeld 'n moord sou pleeg, dis nou baie ekstreem, maar ek moet 'n ekstreem voorbeeld gebruik om God se ekstreem genade te verduidelik. As ek 'n moord sou pleeg en ek word deur 'n regverdige hof verhoor, en ek erken ek het die moord gepleeg, en al die bewyse is daar en ek het dit gedoen, maar ek is verskriklik jammer oor wat ek gedoen het.
En met elke hofsitting heilig, onophoudelik, en ek skryf briewe vir die geliefdes van die persoon wat ek vermoor het, en ek is so jammer, en ek skryf briewe aan die minister om te verduidelik hoe jammer ek is, en ek huil, en ek chunk, en ek gaan te kere oor hoe jammer ek is oor wat ek gedoen het, en ek beloof ek sal dit nooit weer doen nie. Daai regter kan my nie skotvry laat loop, net omdat ek jammer is nie. 'n gruwelike oortreding van die land se wet is begaan en ek sal moet betaal. As daai regter my laat gaan sonder dat ek gestraf word, en as daai regter die moord wat ek gepleeg het onder die mat sou probeer invee, net omdat ek so verskriklik jammer is, maar hy stuur die volgende moordenaar na die elektriese stoel toe, net omdat hy geen berou wys nie. Daai regter sal baie vinnig as onregverdig en oneerlik gebrandmerk word, en hy sal eenvoudig sy werk verloor. Moord dra 'n straf. Nou ek verstaan, daar's versagtende omstandighede en al so aan, ek begryp dit, maar dis nou nie hierdie punt nie. Die punt is, moord kan nie ongestraf bly nie. Net soos 'n spoedoortreding nie ongestraf kan bly nie, want dit gaan lei tot chaos. Net so kan God nie my en jou sonde onder die mat invee in die naam van genade en regverdig bly nie. Sonde moet gestraf word. Maar God wil 'n intieme verhouding met jou en my hê. Maar hoe doen hy dit? Want ons sonde is in die pad. Ons sonde verhoed intimiteit met hom. Ons sonde verhoed dat ons hom kan ken. Nou blaai saam met my na 2 Korintiërs 5:21. Die 53 vertaling vertaal dit so, want hy, en hierdie hy is God, want God het hom, en hierdie hom is Jesus. So want God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Ek wil net vir 'n oomblik hier stop. Ons moenie mis wat het nou net hier gebeur nie. God het my en jou sonde op Jesus gesit, en hom daarvoor gestraf. Hoor mooi, alles, maar alles wat jy ooit verkeerd gedoen het en wat jy nog gaan verkeerd doen, het God daai dag op Jesus gesit. Alles. En hy het hom daarvoor gestraf. Die straf vir al jou sonde is betaal. Hoe kan God regverdige regter bly en 'n intieme verhouding met my en jou hê? Hy vat ons sonde uit die pad uit deur dit op sy seun se liggaam te sit en hom daarvoor te straf. En dit is wat genade is. Genade is nie God wat jou sonde onder die mat invee en maak asof dit nooit gebeur het nie. Nee, genade is Jesus wat kies om namens jou gestraf te word, sodat die prys betaal is, sodat jy kan wegstap as vrygespreek. Nie net vergewe nie, maar vrygespreek. Maar hierdie vers eindig ook nie net daar nie. Ons is nie net vrygespreek nie, maar hier is 'n totale ruiltransaksie. Ek lees hom net weer volledig vir jou. Want God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Jesus. Nie net dra Jesus ons sonde en betaal daarvoor nie, maar hy gee ons ook sy geregtigheid. Hy vat wat ons was en gee ons wat hy was. Ons word so regverdig voor God soos Jesus is. Ons kry wat Jesus is. Ons word wat Jesus is. Vrygespreek en herstel tot die geregtigheid van Jesus. Die Amplified Classic vertaal hierdie geregtigheid as what we ought to be, approved and acceptable and in the right relationship with him. Om te wees wat hy van die begin af bedoel het ons moet wees, goedgekeur, aanvaarbaar en in die regte verhouding met God. Dit is wat Jesus vir jou reg gekry het. Dit is genade. Hoe deel ek in hierdie onbeskryflike genade? Ek glo dit. Dis so eenvoudig soos dit. Dis 'n geskenk en jy maak hierdie geskenk joune deur dit te glo. Is ons God se plan nie soveel beter as ons wat self probeer en aanhoudend misluk nie? Man, God is goed. Hardloop na hom toe en spandeer jou tyd op sy skoot. Jesus het dit moontlik gemaak.
Here, vandag wil ek net sê dankie vir wat U vir my gedoen het. Die prys wat U vir my betaal het, sodat ek vandag toegang het tot intimiteit met U, dat ek U kan ken vir my persoonlik, hart tot hart, intens, intiem kan ek U ken, want U het my prys betaal. U het die prys betaal vir al my sonde, en U het vir my gegee, wat U voor God die Vader was, U geregtigheid. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Amen.